Goeiemôre, groet julle vanoggend in wonderlike naam van Jesus, nee. En dit is 'n wonderlike naam. En dis 'n naam waarop ons kan vertrou, ons as mens. Hoe wonderlik is dit nie, nee? Dat Jesus Christus, God wat die heelal geskape het, wat ons, ek en jy, in God se beeld geskape het. Dis die God wat lief is vir jou vandag. En hy wil vir jou vandag net weer herinner aan sy liefde vir jou en vir my. En is wonderlik, dan kan ons mos opstaan in die oggende met 'n gees van opgewondenheid, ja, maar ook met 'n gees van verwagting, want hierdie God wat die heelal geskaap het, wil iets met jou en my doen vandag en elke dag. En ja, ons weet, ons moet getrou bly in die klein dingetjies, want dan sien God hoe ons is daar, ons is beskikbaar, ons is elke dag, alles wat ons doen alles tot eer en verheerliking van sy naam. Dan weet God dat hy kan op ons vertrou. Hy kan op ons staat maak. En ja, vanoggend wil ek net gou 'n boodskap en 'n voorreg wat ek het. Dankie vir daai voorreg. Weet, dat ons bietjie in God se woord in kan gaan en met julle deel dit wat die Here op my hart gelê het hierdie laaste week. En ja, ons as 'n kerk, ons het 'n nuwejaarsboodskap gekry en so geseënde nuwejaarsboodskap. Dit is daar waar God in Jesaja sê, kyk, ek wil iets nuuts doen. En ek seker elke een wat hierdie jaar nou ingegaan het, ek meen, kan jy dit glo nou, waar sit ons hier so al die 18de Januarie. 18de Januarie en ek hoop en ek glo elke een van ons het nou deur en 'n bietjie introspeksie gedoen en gekyk na verlede jaar waar ons was en wat se journey die Here ek en ons opgevat het en nou is daar 'n nuwe begin en dis daar waar jy nou jou voete vind en die skole is terug en ek glo jy is terug by die werk en die matriekuitslae is daar en nou moet ons rigting vind, nou moet ons weer ons voete vind, nou moet ons weer in onsself beskikbaar stel aan God. Binne in ons kerke, binne in ons gemeenskappe, weet, want God wil iets doen. En ek meen baie van die kerke sit daar en hulle het beplanning gedoen vir die jaar en ons kerk moet beplanning doen vir die jaar en ja, hoe hoor ons God se hart? Deur vas en gebed. Deur vas en gebed. Jy vas en jy bid en jy vra, Here, openbaar u wil vir my in hierdie jaar wat voor ons is, sodat 2026 'n uitnemende jaar sal wees, 'n jaar wat die Here ons gaan gebruik en ons gaan seën en alles. En dan sê die Here, ja, die kerke wil iets niets doen, sodat dieselfde evangelie, die God wat lief is vir ons as mens, dat God ons wil gebruik, hy wil ons seën, hy wil ons 'n seën maak vir ander daar buite. En dis die boodskap wat hy vandag uit 1 Petrus vir my en vir jou het. En ek meen, ek gaan 'n paar van die boodskapies vinnig hier so deurlees, maar mediteer daarop, dink daaroor. En dan sê, Here, steek jou hand op en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek wil betrokke raak. Ek wil hier betrokke raak in 'n Bybelstudie. Ek wil daar betrokke raak in 'n selgroep of 'n connect-groep of wat ook al jy dit noem en wat ook al jy dit wil noem. En as jy nie kan nie en jy sit daar dalk in 'n remote plek, dan reik uit na ons toe, ons doen dit baie. Tegnologie is amazing deesdae. So ons het baie verskonings om dinge nie te doen nie, maar ons moet begin verskonings maak sodat ons dinge sal doen. Ons moet verskonings maak sodat ons in God se woord kan ingaan. En 1 Petrus 2 doen dit so mooi vir ons en hy sê vir ons, daar waar ons wandel, daar waar ons elke dag betrokke is. 1 Petrus 2 vers 12, hy sê, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Dit is so amazing daai, nee. Want is maklik om in 'n kerk te sit en heilig te sing en hierso sit ons en na die tyd drink jy 'n koppie koffie saam met die mense en is maklik om my masker aan te trek. Weet, maar ek weet van baie mense op 'n Sondagoggend. Weet, dit is chaos in hulle huise, want dis die dag wat ek wil rus en ek wil dit doen, ek wil nie kerk doen en dan beklei hulle al die pad kerk doen en dan sodra hulle in hy kerk dalk in die kerk se parkeerarea inry of dalk uit die kar uitklim, dan is dit asof daar hierdie masker aangetrek word
En dan is ons ewe skielik heilig, dan stap ons in en met respek gesê, asseblief. Ek sê dit want ons hoor dit en ons sien dit en ons het ook self daardeur gegaan, dan stap jy in die kerk in en dan is dit heilig. Dan is dit heilig. Dan sing ons 'n paar hallelujas en ons luister mooi en dan drink ons na die tyd 'n koppie koffie en dan is dit weer chaos op pad huis toe. Of 'n stilte tyd, nee, dis die beste tyd, die stilte tyd na 'n kerkdiens, as jy al die pad kerk toe beklei het en die Here lê op jou hart en hy oortuig jou en dan sit stilte tyd in die kar tot jy by die huis kom. Dit is amazing hoe die Here werk, nee. Maar hierso is dit die heidene, daar waar jy elke dag jouself vind, daar waar jy dalk 'n sport doen, daar waar jy dalk draf, ek love draf, maar wie en so, jy draf saam met die mense en na die tyd sê vir hulle, hallo, dit was lekker, dit was amazing, dankie, drink 'n koppie koffie en jy gaan huis toe. Maar dit is daar, weet, soos ons het met Veronique, hulle daar by die hokkie en klubhokkie, en dan sien jy wat se dinge daar, en dit is daar, hier waar die Here vir ons vandag sê, hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Die heidene skoon. Dan weet hulle, Wynand, jy is nie ou wat saam met ons gaan drink na die tyd nie. Jy sal 'n Coke drink, jy sal iets drink daarso en na die tyd sal jy aangaan met jou lewe. Dis die lewenswandel elke dag. Hy sê daarso, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos kwaaddoeners, hulle op grond van jou goeie werke wat hulle aanskou het, God kan verheerlik in die dag van besoeking. En dis wat gebeur, nee, as jy nie daar is nie, as ek nie daar is nie, hoe praat mense van jou? En is daar iemand daar wat hulle hand opsteek en sê, nee, dis nie die Wynand wat ek ken nie, dis nie die Michelle wat ek ken nie, dis nie Annelies wat ek ken nie, dis nie die Veronique of die Megan of wie ook al, sit jou naam daar en is dit bereid, maar aan die ander kant is dit ook jy, is jy die een, as mense begin praat oor ander mense voor jou, is jy die een wat opstaan en sê, maar ja, dis die persoon wat ek ken nie. En dalk is dit. Maar dan moet jy dalk jou lewenswandel begin verander en in lyn bring met God, want God aan die einde van die dag is wat saak maak. Hoe is jou lewenswandel met God? En dan weet ek uit daai waters, daai strome van lewende waters wat God in jou lewe instort, invloei, daai goed gaan uit na die wêreld toe daar buite, want as jou lewenswandel in lyn is met God se wil vir jou lewe, dan gaan jou lewenswandel onder die heidene so wees, wat hulle niks anders kan sê van jou, behalwe die feit dat hierdie ou, hierdie dame, hierdie man, is getrou, is regverdig, tree op dieselfde manier elke keer, is so lief vir die Here Jesus Christus, en dan gaan God sien, en hy gaan dit deur jou lewenswandel mense se harte aanraak. Kom ons kyk so gou wat sê hulle daar so in sê hulle nou, Matteus, nee. Of 1 Petrus 2, 3 vers 15, 1 Petrus 3 vers 15 sê dit daar vir ons, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elke een wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met 'n sagmoedigheid en vrees. Daai sagmoedigheid en vrees, dis nie daai vrees want ek is so bang om in die heiligheid van God in te stap nie. Nee, daai voorhangsel is geskeur. Ons het die vrymoedigheid nou om in God se teenwoordigheid in te kom, maar dit beteken ek vrees nog steeds God, want hy bly God, God bly God. En God se planne is die beste vir my en vir jou. Maar hierso sê dit daarso, en heilig God, nee, maar heilig God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen. Wat beteken dit vir ons, nee? As mense na jou toe kom in hierdie tyd en sê, yes, maar hierdie is January, ons ken hom, want die bonus het gekom die 15de Desember, jy het hom al klaar gespend en jy weet nie waarna toe jy op pad is nie, nou, jy weet nie hoe jy tot die einde van die maand gaan deurmaak nie, maar God, maar dan kom die Christene en ek hoop jy is nie daai wat so aangaan met jou geld nie. Onthou, ons het 'n verantwoordelikheid om ons geld te bestuur, soos God wil hê ons moet ons geld bestuur. So dit beteken, maar ja, ons sit hier so nou en aan die einde van dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag, maar waar ons onsself nou vind aan die einde van January en dan sien hulle daar, jy het vrede in jou hart.
Jy het liefde in jou hart. Jy's altyd daar. Jy's die een wat by iemand, as jy sien, hulle voel nie lekker vandag nie, jy's die een wat jou hand om hulle sit en sê, is dit okay? Kom ek bid saam met jou. Kom ek drink 'n koppie koffie saam met jou, want ek sien, dit gaan bietjie swaar in jou lewe op die oomblik. En dan sê hulle maar, hoe kan jy nog steeds so optree? Hoe kan jy nog steeds, ek meen, kyk na die wêreld, dis chaos in die eindtyd en almal praat en is vrees en is vrees en is vrees. En dan kom hulle na jou toe en hulle sien daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daai vrede, daai liefde vir jou mense om jou. Jy liefde, daai omgee uit 'n opregte, genuine hart. Dan sê hulle maar hoe. En dit is daar waar jy die geleentheid het om wat te doen, om die evangelie te verkondig. Nie om te sê, ja, maar kyk wat sê dit in die Bybel en, nee. Jesus lief vir jou. Jesus is lief vir jou. Gee jou hart vir die Here. En maak nie saak waar deur jy gaan. Al gaan jy deur valleie en berge, al gaan jy deur diep waters. Kyk, God is nog steeds met jou. Hoekom? Want soos Matteus 5 vir ons sê daarso, hy sê, laat jou lig skyn, helder skyn. Waar sit jy 'n lig? Jy wil hê almal moet dit sien. Jy wil hê dit moet bo op 'n berg wees. Jy wil hê dit moet daar wees waar almal dit kan sien. En dan weet hulle, daar is my veilige hawe. Daar is 'n lig wat skyn. En is 'n lig wat nooit uitgaan nie. Dis 'n lig wat nie afhanklik is van Eskom nie. Dis 'n lig wat nie afhanklik is van enige iets behalwe jou verhouding met God. Onthou, dis jy wat wegstap van die lig af. God se lig skyn. God se lig skyn. God se lig skyn vir die laaste 6 of 7000 jaar al. God se lig skyn. Onthou, in die begin het God hemel en aarde geskape en hy het gesê, laat daar lig wees. En dit is daai lig wat nog steeds skyn vandag. Maar waar skyn dit? Skyn dit daar? Of skyn dit in jou en deur jou, sodat mense kan sien, daar is iets wat ek soek. Daar is liefde, daar is lewe, daar is hoop, daar is iets besonders in daai persoon. Tussen die heidene, tussen die Christene, daar waar jy by die huis sit vandag, daar waar jy by die werk sit dalk vandag. Laat jou lig helder skyn. Dis nie jou lig nie, so dis nie jy wat dit moet aan die gang hou nie, nee, dis God se lig wat in jou is, wat deur jou skyn. En dan kom mense na jou toe, daar waar die heidene is. Your conduct should be honorable among the Gentiles. Vra vir jouself vandag, is my conduct honorable among the Gentiles? Is my conduct honorable among the Gentiles? Dis 'n antwoord wat net jy kan gee. So ek bid dit oor jou lewe vandag, dat mense sal Jesus binne in jou sien, Jesus ontmoet deur jou daaglikse werke, want ja, God wil iets niets doen, maar hy wil jou gebruik vandag, hy wil my gebruik vandag, om daai iets niets te doen, maar hy wil sien dat ons getrou is in die klein dingetjies, hy wil sien dat ons optredes, your conduct is honorable among the Gentiles, en dan weet ek, God gaan jou op 'n buitengewone manier gebruik, geseën hierdie jaar. Maar laat net toe, dat jou verhouding met God so intiem raak, dat niks kan jou wegruk van dit af nie. So ek groet jou met daai woorde vandag, ek bid God se seën oor jou verhoudings, jou huwelik, jou verhoudings by die werk, soos ons vandag gelees het, nee. Maar jou verhouding met Jesus Christus geseën sal wees, en dat God se lig deur jou sal skyn. Tot volgende week, en asseblief, as daar nood is of iets is, reik uit, moenie bang wees nie, ons is lief vir jou, ons bly lief vir jou, God is lief vir jou, en God sal jou verander as jy hom toelaat. Ek groet jou vandag in Jesus naam.